waai die koel oostewind die laaste klokslag see se kant toe. Dis 'n lafenis en dis 8 uur. Welkom in Nagrus. Ons spring sommer weg met die nuus wat die hele dorp aan die gons het. Isak het vandag miniatuurvleispastytjies vanuit sy supermark verkoop. Die pastytjies was handgemaak. Die tekstuur van die deeg was stewig, maar bros. Absoluut heerlik. Die vleismengsel het net die regte hoeveelheid ui en spesery ingehaat. Die koriander was nie oordonderend nie. Die vleis was smaaklik. Baie fyn, maar nie gemaal nie. Daar was ook ongeïdentifiseerbare, harde stukkies tussenin. Dit was nie moontlik om te bepaal of dit been of klip of enigiets anders was nie. Maar as jy harde stukkies kan vergewe, was die vleispastytjies baie smaaklik. Isak wou geen vrae rondom die vleispastytjies se oorsprong of bakker beantwoord nie. Hy het leepoog rondgestaan terwyl daar vuis geslaan is oor die baksel. Dit was ook nie duidelik of hy nog 'n baksel te koop gaan aanbied nie. Hy het ook geweier om enige bestellings te neem. Ons sal maar moet wag en sien wat môre oplewer. Dit is net baie geheimsinnig. In ander nuus. Volgens sergeant Frikkie is hy byna klaar met sy ondervragings aangaande die inbraak by die houtwerkklas van die laerskool. Die klaskamer word nog steeds as 'n misdaadtoneel beskou en ongemagtigde toegang is verbode. Die afgesnyde vingerversameling is ook nog nie teruggevind nie. Almal krap kop oor die eienaardige misdaad. Daar word gehoop dat die uitslag van die forensiese analise van die klossie hare wat aan 'n glasskerf gevind is, lig sal werp op die boosdoener of boosdoeners en sy of hulle motief vir die eerste misdaad in die geskiedenis van Nagrus. Die plafondpanele vir Kerkstraat nommer 3 is vanmiddag afgelewer deur die trok wat Isak se supermark se voorraad gebring het. Die panele was sommer bo op die trok se waantjie vasgemaak. Ongelukkig het 'n swarm ongeïdentifiseerde voëls daarop gewei terwyl die bestuurder middagete op pofadder geniet het. Hooplik sal daai gedeeltes van die panele nie aan die binnekant van die huis by Kerkstraat nommer 3 wys nie. Op die sportfront is dit rustig op die oomblik. Die jeugskei-span is weer aan die oefen, want die wedstryd teen Garries moet nog beslis word. Dan is daar ook skinder in die pyplyn oor 'n skeerfees wat op Pofadder gehou gaan word. Ek wag nog vir meer inligting. Die weervoorspelling vir môre is mooi weer en warm tot ek kan nie ophou sweet nie, warm. O ja, oom Koos Verster se wond het natuurlik begin heg en hy is uiteindelik uit die hospitaal ontslaan. Matrone sê hy gaan aan die swets elke keer as tant Silie of tant Tryda net naby hom kom. Hy is in isolasie geplaas in die ouete huis en laat net vir Melanie van tant Hetty toe om sy wond skoon te maak. Ons wens hom 'n spoedige herstel toe. Dis die einde van vandag se nuus. 'n Soete nagrus.